Goeiemôre almal en baie dankie dat julle ingeskakel het by vanmiddag se so kort webinar tipe markvoorlegging. Ek het my skyfies in Engels voorberei, maar ek gaan hoofsaaklik Afrikaans praat. As daar enige iemand is wat dalk eerder wil versoek dat ons Engels moet praat, of is dat julle dalk wil hê ek moet iets herhaal in Engels, is julle welkom om vir my te sê. Ja, ek dink baie welkom in die eerste plek, baie welkom by Nampo Virtueel. Dit is vir ons eintlik lekker om julle almal op hierdie manier te ontvang. Ek dink een van die groot aspekte van Nampo waarna ons altyd kyk, wat vir ons baie belangrik is van Nampo, is om ons lede en ons produsente daar te ontvang en dan ook bietjie met hulle te gesels en interaksie te hê met hulle oor wat aangaan op die plase en bietjie wat aangaan in die markte. So alhoewel dit nou nie iets is wat ons fisies in persoon kan doen vandag nie, is dit wel definitief vir ons baie gemaklik ook om dit op hierdie platform te doen. So ek gaan net so kortliks bietjie agtergrond gee, kyk na die fundamentele faktore in die mark. So daar is 'n chat funksie as jy dalk 'n vraag of so het, anders kan ons na die tyd kan ons dan ook interaktief vrae en antwoorde hanteer. So baie dankie vir julle wat ingeskakel het en geniet die tyd saam met ons en geniet Nampo Virtueel, nee. Ek dink dit is 'n eerste vir almal. Dis eintlik 'n groot opgewondenheid wat daar buite heers onder almal, en as jy sien hoeveel moeite die uitstallers gedoen het, wil ek julle regtig aanbeveel om bietjie te gaan kyk na die verskillende uitstallers en kyk wat julle daar kan sien en wat julle kan wys raak. In terme van die vandagse voorlegging gaan ek net so bietjie die verskillende somergrane en oliesade hanteer, soos hoofsaaklik mielies, sojabone, sonneblomme en dan bietjie oor die sorgemark. Ons sal later in die week, is daar ook 'n fokus op grondbone. Dit is hoekom ek dit nie nou noodwendig hier insluit by die somergrane nie. Ons gaan bietjie daar gesels oor die grondboonmark en ook oor die invoertariewe op grondboonbotter aansoek wat nou in proses is. So ons sal dit bietjie later die week hanteer. As ons vinnig kyk na mielies, om net bietjie te begin op die internasionale konteks, as ons na die internasionale konteks kyk ons na die wêreldproduksie, verbruik en eindvoorraad en ook die prys. So hierso sal julle sien, die blou stafies is die wêreldproduksie oor tyd, die oranje stafies is die wêreldverbruik en dan is die geel stafies is die wêreldeindvoorraad of daai geel lyn eerder. So ons kan sien die produksie het goed toegeneem, veral hier van 2013-14 seisoen af, was die produksie aansienlik meer as die verbruik en dit het ons eindvoorraad skerp laat toeneem. So daar waar ons kan sien die eindvoorraad wat skerp toegeneem het tot ons 'n hoogtepunt bereik het in die 2016-17 seisoen. En van daar af het die verbruik ook bietjie opgetel, maar daar was ook produksieprobleme gewees wat veroorsaak het dat ons eindvoorraad in die wêreldkonteks weer bietjie gedaal het. Nou hierdie jaar met die hele COVID-19 en al die uitdagings wat met dit gepaard gegaan het, is die wêreldverbruik hierdie jaar afgewees. As ons kyk hier in die 2019-20 seisoen, wat nou einde September of tot einde loop in die internasionale mark, die verbruik is bietjie af en dit het ons internasionale pryse ook onder druk geplaas. Hier kan julle sien, die wêreldpryse het na die 2008-9 wêreldresessie, het die ekonomie weer begin groei. Daar's 'n goeie korrelasie gewees tussen harde kommoditeite en sagte kommoditeite en onder andere het die mielieprys ook skerp toegeneem. China het daai tydperk aansienlik mielies begin invoer. Ek gaan nou 'n bietjie iets meer sê oor die Chinese mark waarna ons kyk en wat ons dophou, maar sedert die 2012-13 seisoen het die internasionale prys in 'n afwaartse tendens begin inbeweeg tot hierso 2015-16 wat dit baie meer in 'n sywaartse tendens beweeg het. Nou ek dink 'n jaar of 2 het ons gesê die internasionale pryse is al vir die afgelope 4 jaar teen 'n laagtepunt, so hy kan nie nog laer nie. En toe wys hy ons hierdie jaar, maar hy kan eintlik nog bietjie laer. So die internasionale mark is redelik teen 'n laagtepunt en alhoewel dit lyk of die wêreldeindvoorraad ook bietjie optel hierdie seisoen met ons produksie wat 'n redelike goeie wêreldproduksie verwagting is die verwagting dat die internasionale pryse maar meer redelik sywaarts kan beweeg. So as ons kyk na die eindvoorrade en ons vat die voorrade in perspektief, dan sien ons China is nou weer 'n mark wat al hoe meer voorrade of mielies begin aankoop, maar tradisioneel is China nie 'n groot invoerder van mielies nie. So hulle voer nie baie mielies in nie
Die afgelope jaar het hulle nou weer baie begin invoer en dit lyk of hulle hierdie jaar 'n rekord hoeveelheid mielies gaan invoer. En dit is tog een van die markte wat ons dophou. China het te kenne gegee, hulle gaan hulle veeproduksie uitbrei, hulle gaan hulle kommersiële verbruik etanol ensovoorts uitbrei. So dit lyk of China tog weer 'n bietjie internasionale voorraad begin aankoop, wat wel bietjie van 'n ondersteunende faktor in die internasionale prysarena kan wees. Maar op hierdie stadium dink ek, as ons kyk, 300 miljoen ton, net oor die 300 miljoen ton eindvoorraad, daar's genoeg mielies wêreldwyd beskikbaar, so ek dink die pryse behoort sywaarts met 'n dalk 'n geleidelike bietjie ondersteuning te vind, soos die wêreldvraag, die verwagting is vir die wêreldvraag om toe te neem in die volgende 2 tot 3 jaar. Ek het nou 'n bietjie, om dit nou maar kort en saaklik te hou, ons kan na die tyd dalk 'n bietjie 'n paar gedagtes uitruil, het ek nou gaan kyk na ons totale mielieverbruik in Suid-Afrika. Hoe lyk ons totale mielieverbruik oor tyd? So hierso het ek 'n 12 maande skywende totaal. Ek sien hier so bo staan 'n 12 maande skywende gemiddeld. Ek het dit net verkeerd daarin gesit. Dis eintlik 'n skywende totaal. So ons kyk na die totale mielies wat die vorige 12 maande, soos elke nuwe maand se inligting uitkom, kyk ons na die mielies wat die vorige 12 maande verwerk is in Suid-Afrika, en dit wys vir ons eintlik mooi die tendens van mielievraag of mielieverbruik in Suid-Afrika. So dit sluit nou net die binnelandse verbruik in, dit sluit nie uitvoere na ons buurlande en of ander diepsee uitvoere in nie, so dit is hoofsaaklik vir menslike verbruik en veevoerverbruik wat die twee grootste verbruikers is. So hierso kan ons sien, sedert 2010, hierdie rooi stafies is net waar die bemarkingsseisoen eindig. Ons mieliebemarkingsseisoen loop van Mei tot einde April, so dit is net elke jaar April sinne, om te wys waar dit geëindig. So ons was redelik van 2010 af in 'n baie sywaartse tendens. Het ons hier van 2014 af met die groot oeste wat ons gehad het, 2013-14 in 'n redelike opwaartse tendens gegaan in terme van verbruik. En toe slaan ons daai baie moeilike droë jaar, daai 2015-16 seisoen, waar die pryse hier 5000 op die wit mielies en amper 4,5 of 4,5 was op geel mielies, het ons verbruik bietjie afgekom. Maar sedertdien het ons verbruik skerp toegeneem. Hierso sal julle sien, aan die einde van die 2017-18 seisoen het ons 'n rekordverbruik gehad. Toe aan die einde van die 2018-19 seisoen het ons weer 'n rekordverbruik gehad. En toe aan die einde van die 2019-2020 seisoen het ons weer 'n rekordverbruik gehad wat julle kan sien daar. En die verwagting is dat ons aan die einde van die 2020-2021 seisoen weer 'n nuwe rekord binnelandse verbruik gaan hê. So dan het ons nou die afgelope 4 jaar elke jaar 'n nuwe rekord gehad. Ons gemiddelde verbruik was omtrent hier rondom 10,5 miljoen ton, so dit is waar ons al ons berekeninge gedoen het. Toe het ons opgegaan na so 10.7 toe 10.9 toe 11.3 toe, en die verwagting is dat ons hierdie jaar baie naby aan 'n 11.5 gaan uitkom, net so dalk onder 'n 11.5, wat vir ons baie positief is as ons daarna kyk. Dis amper 1 miljoen ton mielies wat ons bygesit het in terme van verbruik in die afgelope 4 tot 5 jaar. En dit is ook een van die aspekte wat positief is vir ons plaaslike pryse, wat ons plaaslike pryse ondersteun, is die goeie vraag wat ons binnelands het na mielies. En dis 'n baie positiewe tendens vir ons om te sien in die bedryf. As ons bietjie kyk na ons uitvoere het ek hierso bietjie gaan uitdruk dit as 'n persentasie van die totale uitvoere, en toe het ek dit sommer gaan vergelyk met groot uitvoerjare, so 2014-15 wat die oranje lyntjie is. Daai jaar het ons 1.4 miljoen ton se heelmielies uitgevoer. 2017-18 het ons ook 1.4 miljoen ton se heelmielies uitgevoer, en die verwagting is dat ons hierdie jaar omtrent hierso so 1.2, en dit is nou net geelmielies, nê? Van die geelmielies voer ons maar hoofsaaklik uit in die diepsee uitvoere. Ons weet witmielies gaan maar meer van ons plaaslike verbruik in ons Afrika lande. Hierdie jaar is die verwagting dat ons hierso so rondom 1.2 tussen 1.2 en 1.3 miljoen ton se geelmielies gaan uitvoer. So as ons kyk na wat gebeur het in ons mieliemark in terme van uitvoere, sien ons aanvanklik in die seisoen was ons tempo baie vinniger, so dit is nou net as 'n verwagte hoeveelheid uitvoere hierdie huidige seisoen, 2020-21 seisoen. So ons tempo was baie vinniger as die vorige 2 jaar wat ons groot hoeveelhede uitgevoer het. Maar dit lyk nou of hy bietjie begin afplat in terme van uitvoere.
Ons weet gewoonlik in Suid-Afrika is ons optimale uitvoervenster tot hierso so einde Augustus. Wat ons optimale uitvoerperiode is eintlik hierso dalk so tot middel na einde September toe selfs nog, want dit is maar hoofsaaklik wanneer Amerika weer begin stroop, so hulle nuwe seisoenvoorraad kom in die mark en dan begin hulle redelik weer die markte domineer met hulle nuwe seisoenvoorraad. So as ons hierso kyk, lyk dit wel of dit bietjie wil begin afplat die uitvoere, maar ek dink die uitvoere wat tot op datum plaasgevind het is teen 'n baie goeie tempo. Ons pryse is redelik kompeterend, die verswakking in die wisselkoers wat ons gehad het ons baie ondersteun en baie meer kompeterend gemaak in die internasionale markte en daar's ook 'n groot koopkrag internasionaal na mielies. Lande soos Suid-Korea, Suid-Korea, Taiwan, dit is selfs Japan ook, dit is lande wat sterk aankopers is en wat ook vanaf Suid-Afrika mielies aankoop, wat vir ons baie positief is. Hierso is net om vir julle die pryse te wys, wat met ons pryse gebeur het. So hierdie grafieke ken julle, dis ons in- en uitvoerpariteitspryse. So bo het ons invoerpariteitspryse, daai geel is Argentinië se oorsprong en die grys is Amerika se oorsprong. Dan het ons swart lyntjie hierso wat ons plaaslike SAFEX-prys is. Daai onderste rooi lyn is ons diep binnelandse uitvoerpariteit, ons Randfontein uitvoerpariteit waarvan ons praat, en dan het ons Oos-Vrystaat uitvoerpariteit wat nou eintlik meer uit 'n gunstige ligging is. So dit is nou die goed nader aan die hawe, dis min of meer Oos-Vrystaat, Natal area wat daai uitvoerpariteite is, nee. So as ons hierna kyk, net om gou vinnig bietjie te recap, is ons bietjie wat dit beteken die pariteitspryse vir ons. Dan weet ons, as ons die jare wat ons surplus mielies het, verhandel ons nader aan 'n uitvoerpariteitsprys, so dan beteken dit ons voer uit, ons moet met lande soos Argentinië, Brazil en Amerika meeding in die internasionale mark, en in tye wanneer ons tekorte het aan mielies, is ons nader aan die invoerpariteit, want dan moet ons fisies mielies invoer. So as ons kyk hierso wat gebeur het die afgelope tyd, of ons hierso vat van 2015 af, daar's daai 2015-16 droë jaar, net bietjie terug te gaan, dit is hierdie tydperk hier gewees waar ons verbruik weer afgeneem het. So toe is ons teen 'n invoerpariteit, daar kan julle sien, dis die jaar wat ons die meeste mielies omtrent nog in die geskiedenis ingevoer het. So daar was ons lank by 'n invoerpariteit, en toe het ons daai groot amper 17 miljoen ton oes in ons mark val nader na uitvoerpariteit. En toe verhandel ons vir 'n baie lang tyd met die groot voorrade wat ons gehad het, verhandel ons nader aan 'n gunstige ligging uitvoerpariteit, wat min of meer ons Oos-Vrystaat Natal basis is, en toe gaan ons weer in verlede seisoen in, wat bietjie 'n moeiliker produksieseisoen was, die afgelope 2 jaar met die later plant, toe is ons bietjie meer na 'n kus-invoerpariteit toe. So toe is ons weg van ons uitvoerpariteite af, het ons gesien dat daar mielies in die Weskaap gedeeltes van die land ingevoer word, maar dit was wel in die minderheid. En hierdie jaar wat ons nou weer bietjie 'n hoër produksiejaar het ons pryse geval tot by 'n uitvoerpariteit, of ten minste 'n Oos-Vrystaat basis uitvoerpariteit, as ons dit so kan noem. En ons was hierso sedert begin vreewejaar of middel vreewejaar omtrent rond, was ons baie naby aan 'n kus-uitvoerpariteit. En hierso kan ons dit ook sien in hierdie grafiek. Dit is die tydperk wat ons uitvoere baie sterk plaasgevind het. So hier wys die mark eintlik vir ons mooi waar ons pryse is. So as ons regtig groot surplusse het, en ons kan nie net ons het meer as net die Oos-Vrystaat gedeeltes en die Natal gedeeltes om uit te voer, dan sal ons pryse uit die aard van die saak nader na die Randfontein uitvoerpariteitsprys te beweeg, wat redelik 'n worst case tipe scenario uitvoerpariteit is. So hierso kan ons sien, die mark het die afgelope ruk alweer begin wegtrek van 'n uitvoerpariteit af, so ons is weer bo 'n uitvoerpariteit, of ten minste ons gunstige ligge uitvoerpariteit, en ons sien dan nou ook dat dit lyk of die uitvoere besig is om bietjie af te plat. So dit is hoe die mark homself maar reguleer. As ons na uitvoerpariteit toe is, dan voer hulle uit, en as ons binnelandse aanbod laer, en dan moet daar binneland weer bietjie sterker aangekoop word om te verseker dat ons genoeg voorraad binnelands vir onsself kan hou. Hierso is net so 'n scenariootjie wat ek gedoen het vir die nuwe seisoen.
Nou, as ons praat van onsekerheid in die markte en in terme van pryse, en ons kyk na die nuwe seisoen wat dan nou vir Julie 2021 is, ek sien hierso het ek dit verander, die moet eintlik Julie 2021 wees, nie 2020 nie, so ons kyk nou vir dit wat nou geplant moet word, en ons kyk watse moontlike scenario's kan uitspeel na volgende jaar. Nou die grootste veranderlike tans is die wisselkoers. So hierso het ek die wisselkoers hier op die y-as en dan op die x-as het ek hierso die Amerikaanse prys, omdat ons nou maar gekoppel is aan Amerikaanse pryse of internasionale pryse, soos ons gesien het hierso met die pariteite. So wat hierdie tabelletjie vir ons sê, teen die huidige wisselkoers van ongeveer R16.80 per dollar en die huidige Amerikaanse prys, dit is nou vir lewering in Julie 2021 van $3.80, is ons op 'n uitvoerpariteit vir Julie 2021 van omtrent so R2.660 rond min of meer. Indien die wisselkoers versterk na kom ons sê R14 of R13.80 toe en die Amerikaanse prys beweeg sywaarts, kan ons by 'n uitvoerpariteit van omtrent so R2000 uitkom. Nou ek dink ons almal besef dat dit vir ons glad nie 'n lekker scenario sal wees as ons pryse weer in daai rigting gaan nie. Maar ja, soos ek sê, die grootste veranderlike is maar die wisselkoers. As die wisselkoers verder verswak, dan kan ons sien dat dit nou weer ons pryse aansienlik sal ondersteun. Nou op hierdie stadium is die verwagting vir die internasionale mark dat die pryse redelik sywaarts behoort te beweeg. Ek dink hierso so tussen $3.70 en miskien $4, so dit is min of meer in hierdie reeks. Soos die internasionale prys min of meer teen hierdie vlakke verhandel en die wisselkoers bly onveranderd, kan ons sien dat ons hierso dalk volgende jaar met 'n uitvoerpariteit van tussen 2.6 en 2.7 of 2.600 en 2.800 min of meer kan sit. Soos ek sê, dink ek is iets wat ons konstant gaan moet dophou en ons gaan die tendense moet kry. Daar's baie onsekerheid tans in die markte en die wisselkoers bly die grootste onseker punt van dit alles. Net om vir julle 'n bietjie te wys hoe vergelyk ons pryse met volgende jaar. So kom ons sê in die huidige scenario van R2.660 se uitvoerpariteit. As ons kyk na Maart, is ons Maart geelmielies vir lewering in Maart 2021 is geelmielies so R3.165 gister gewees. Witmielies R3.180 en dan nou vir Julie, lewering in Julie so 2.890, 2.9 rond, 2009 rond wit en geel. So ons is op Julie kontrak volgende jaar, is ons nog omtrent so R300 bo 'n uitvoerpariteit. Tans of ten minste 'n berekende uitvoerpariteit indien daar nie groot veranderinge in die mark kom nie. So dit is ook maar net iets om in gedagte te hou wanneer jy begin kyk na nuwe seisoen, bemarking ensovoorts. Vandag kyk na sojabone. Hierso het ek dieselfde gedoen met die sojabone as wat ek met mielies gedoen het. Wêreldproduksie het skerp toegeneem. Wêreldverbruik het ook skerp toegeneem. In terme van sojabone het ons op 'n tyd gesit wat die verbruik amper vinniger as die produksie toegeneem het, wat baie positief is. China het op 'n tyd, hulle hier van die vroeë 2000 af het China amper elke 7 jaar hulle sojaboon invoere verdubbel, nee. So daar's 'n groot vraagkomponent in China gewees na sojabone. Ons weet China is steeds een van die grootste invoerders van sojabone en hier kan ons ook sien ons het ook goeie produksie gehad. Hier kan ons sien 2014-15, 2016-17, self 17-18, 18-19 is alles jare wat ons aansienlik meer sojas produseer het as wat ons verwerk het. As ek nou praat van ons, dan verwys ek nou na die globale of die internasionale konteks en dit het die sojaboon eindvoorrade ook 'n redelike stygende tendens laat volg. Kyk wat het met die pryse gebeur. Hierso is die Amerikaanse prys en die Amerikaanse prys is daai geel lyntjie en die Argentynse prys is die blou lyntjie. So daar kan ons ook duidelik die tendens sien dat die pryse in 'n afwaartse tendens is en hierso veral in die 18-19 seisoen waar die pryse daar so skerp laat val het, is hoofsaaklik die handelsoorlog gewees tussen China en Amerika. Dis wanneer hy goed begin posvat het. Hier kan julle ook sien die eindvoorrade het skerp toegeneem. Dit was 'n goeie produksiejaar. Die vraag het nie so baie toegeneem in daai jaar nie, van China het baie minder aangekoop en dit het die pryse
redelik laat val in daai seisoen. So oor die algemeen is die sojaboonpryse ook in 'n meer sywaartse rigting. Dit lyk tog of China en Amerika bietjie gaan begin rigting kry. China koop nou van Amerika af en dit is maar bloot omdat hulle nie 'n ander plek het om vanaf te koop nie. Van Suid-Amerika se voorraad het hulle omtrent al alles opgekoop. Amerika gaan weer 'n redelike goeie oes hê die jaar. Daar's bietjie probleme hier en daar met droogte in van die state, maar ek dink nie hulle gaan 'n rekord oes stroop nie, maar hulle gaan 'n goeie oes stroop. En dan is die verwagting maar Suid-Amerika, nee. So as ons kyk na Suid-Amerika, het Brazil aangekondig hulle gaan hulle sojaboonoppervlakte aansienlik uitbrei nou in die komende seisoen. So hulle gaan baie meer sojabone aanplant. Die groot vraag is maar hoe gaan die weer uitspeel? En tans in Brasilië is dit droog, dis daarom nog baie vroeg. Hulle begin nou eers maar in die volgende 2 of 3 weke regtig plant. Maar dit is nog droog in Brasilië en die waarskynlikheid lyk nou tans ook dat dit 'n droër seisoen daar kan wees. So ek dink dis iets om dop te hou van as ons vat tussen Amerika, Brazil en Argentinië. Daardie 3 lande saam produseer omtrent 85% van die wêreld se sojabone. So dit is iets om dop te hou en dit behoort die internasionale sojaboonmark ook redelik volatiel te hou in die volgende kom ons sê 3 tot 6 maande tot hulle nou eintlik weet wat die Suid-Amerikaanse oes gaan doen. Hierso net om vir julle vinnig bietjie 'n tendens te wys van die hoeveelheid sojabone wat plaaslik verbruik word en wat dan nou eintlik gepers word. Ons weet ons grootste verbruik plaaslik is maar vir olie en oliekoek. So hierso het ek nou sommer net so die hoeveelheid wat per maand gepers word, het ek 'n langtermyn gemiddeld wat die blou stafies is ingesit. Dan die afgelope 3 jaar se gemiddeld, so dis die gemiddelde hoeveelheid per maand wat die afgelope 3 jaar gepers is. En dan het ek hierdie huidige seisoen se perssyfer ook ingesit. Net om vir julle 'n idee te gee om te wys hoe ons tendens opgetel het as ons nou kyk langtermyn 3 jaar en dan nou die huidige seisoen. So die huidige seisoen se verwerking lyk baie goed. Dis vir ons positief. Ons weet daar's 'n groot fokus op sojabone en ons gaan later hierdie week gaan ons bietjie ook oor dit gesels, nee. Op een van ons programme het ons 'n hele fokus op die sojaboon waardeketting. Ek wil amper sê die afgelope 10 jaar se gebeurtenisse. So ek dink dit sal interessant wees as julle daar ook kan inskakel en dan bietjie meer inligting rondom dit kry. Maar oorhoofs, ons tendens lyk goed, ons verwerking lyk goed en dit is baie positief vir ons sojaboonprodusente en vir ons hele waardeketting in die plaaslike mark. Hierso het ek dieselfde gaan doen, ook net so 12 maande skywende totaal van die plaaslike sojaboonverbruik. Hier kan julle sien van Maart 2010 af, baie sywaarts, hierso net oor die 200 000 ton verbruik, het ons opgegaan, hierso omtrent so by die 400 000 ton, wisselvallig en hiervan die 2010 seisoen af, eintlik hiervan 2012, 11-12 af. Hierso die fokus op die sojaboon waardeketting baie posgevat. So dit het baie uitgebrei, daar was 'n hele sojaboon studie gewees en ons sal vir julle in die ander inligting, meer spesifieke inligting rondom dit gee in 'n latere sessie wanneer ons oor die sojabone praat. Maar kyk hoe die verbruik van sojabone toegeneem. Tot hierso ons ook daai droogtejaar gehad het en hierso was baie ander probleme ook, maar hierso was dit weer 'n bietjie uitgesort en as ek praat van probleme, is dit probleme in terme van verwerkingsaanlegte, een het opgeblaas en so hy kon nie optimaal funksioneer nie, maar die afgelope paar of 2 tot 3 jaar het ons sojaboonverwerking baie sterk uitgebrei, ook nuwe rekords bereik en dit voel of dit lyk of ons hierdie jaar ook weer 'n nuwe rekord sojabone gaan verbruik. Hierso is om vir julle te wys wat gebeur het met die sojaboon invoere per maand, of hierso is eintlik nie die sojaboon invoere nie, dis die oliekoek invoere. Ons weet ons voer baie sojaboon oliekoek in. So hierso kan ons ook sien hoe die tendens eintlik goed korreleer met dit wat ons hier sien, met ons plaaslike verwerking wat toeneem en die invoere van oliekoek wat afneem. Is dit eintlik presies wat ons wou gehad het met die hele strategie. Ons voer baie oliekoek in en toe sê ons maar hoekom moet ons dit invoer? Hoekom kan ons dit plaaslik doen en baie meer markgeleenthede plaaslik skep nie? So hierso is eintlik 'n mooi tendenskorrelasie wat dit betref.
As ons vinnig kyk na die sojaboonpryse, sal ons ook sien invoerpariteit. Uitvoerpariteit. Kan ons dit ook sien hierso. Sorry, ek net hierdie telefoon van my afsit. Hier kan ons ook sien invoerpariteit bo, uitvoerpariteit onder. Swart lyntjie is ons plaaslike SAFEX-prys en daai rooi stippellyntjie is eintlik 'n afgeleide prys, nee. So dit is 'n prys, 'n berekende prys om sojaboon, olie en oliekoek in te voer. So dit is vir ons gewoonlik 'n goeie aanduiding oor teen watter prysvlakke ons pryse min of meer moet verhandel om by daai afgeleide prys uit te kom. Dit is vir ons 'n goeie indikasie. So hierso sal julle sien jare wat ons min voorraad gehad het by die afgeleide prys, by die invoerpariteitsprys, toe ons hier vir 'n lang tydperk wat ons baie hoë voorrade gehad het plaaslik, wat ons nader aan 'n uitvoerpariteit was, en toe het ons hierdie tendens begin sien weer die afgelope tyd, en daai groot verwerking het ons plaaslike voorrade skerp laat daal, en ons pryse het weer nader aan 'n afgeleide prys begin beweeg. Nou hier is baie faktore wat dit beïnvloed, onder andere internasionale olieprys en ook die wisselkoers, maar op hierdie stadium moet ons nader aan die afgeleide prys verhandel, so dit lyk vir ons of ons op ons sojabone baie lae voorrade gaan hê aan die einde van die seisoen, en dat ons self sojabone gaan moet invoer hierdie seisoen, wat ons plaaslike sojaboonmark nog redelik sterk kan hou vir die res van die seisoen. As ons kyk na die sonneblomsaadmark vinnig in terme van sonneblomsaad, hierso ook wêreldproduksie. Nou ek het nie so lank terug sonneblompryse, wêreld sonneblompryse nie. Ek het net hierso so van die 2012-13 seisoen af, maar hier kan ons ook sien hoe die sonneblomproduksie skerp toegeneem het in die wêreldkonteks. 2016-17 was daar 'n nuwe rekordproduksie, toe is daar weer 18-19 'n nuwe wêreldrekord of rekord wêreldproduksie, 2019-20 nuwe rekord wêreldproduksie, en weer is die verwagting ook vir 2020-21. So beide die produksie en die verbruik van sonneblom het redelik skerp toegeneem oor die afgelope paar jaar, en dit is hoofsaaklik in die Swartsee streek wat Oekraïne en Rusland insluit. So hierso kan ons ook sien dat die internasionale pryse in 'n afwaartse tendens was sedert die 2012-13 seisoen, en dat dit wel die afgelope jaar of wat weer bietjie begin toeneem het. So die verwagting is dat ons 'n goeie produksie behoort te hê hierdie seisoen in die wêreld. Dit is dalk nou bietjie laer as wat aanvanklik verwag was. Daar's bietjie droogtes in die Swartsee streek gewees, wat die produksie of die opbrengspotensiaal bietjie negatief beïnvloed het. So in terme van sonneblom is die internasionale tendens ook meer sywaarts, maar dalk bietjie sterker as van die ander gewasse in die internasionale konteks. As ons kyk ons persaktiwiteit per maand, sien ons weer die blou is die langtermyn gemiddeld, oranje is die 3 jaar gemiddeld, en dan die groen is die huidige seisoen. So dit lyk vir ons of ons in die huidige seisoen baie nader aan die 3 jaar gemiddelde hoeveelheid is wat ons pers. Aanvanklik was ons bietjie laer, in die eerste maand was ons laer, April bietjie hoër, Mei was ons aansienlik hoër, en toe van daar af baie meer saam met die 3 jaar gemiddelde tendens. So ek dink op hierdie stadium kyk ons vir sonneblom bietjie nader aan die gemiddelde tendens wanneer dit kom by verwerking. Hierso is net om vir julle te wys ook daai bewegende totaal. Die sonneblomverwerking is baie meer wisselvallig. Hy het hier skerp toegeneem eintlik hier sedert 2017, en daai moeilike droë jare het baie van die produsente sonneblom geplant, so daar is baie voorrade beskikbaar. Maar ons het gesien ook dat die afgelope 2 seisoene moeiliker produksiejare was, so ons sonneblomverwerking is baie meer nou gekorreleer met die plaaslike produksie as van die ander gewasse. So hierso kan ons ook sien, toe ons weer swakker produksie gehad het, plaaslik het ons hoeveelheid sonneblom wat verwerk is plaaslik ook afgeneem, en die verwagting is dat hy hierdie jaar weer bietjie behoort te herstel, en dat hy hierdie seisoen nader aan so 800.000 ton behoort te eindig aan die einde van die huidige seisoen. Hierso is die sonneblomolie invoere. Nou waar ons by sojabone meer oliekoek invoer, voer ons by sonneblom tradisioneel meer sonneblomolie in, en hierso kan ons ook sien
hoe die olie-invoere toegeneem het, hierdie tendens die afgelope paar jaar, en dit is eintlik bietjie 'n bekommernis en van die aspekte wat ons definitief in die sal aanspreek in die volgende tyd is hoekom die sonneblomolie invoere meer toeneem. Nou okay, ons sien die verwerking is laer, so iewers moet hulle daai produk opvang, en omdat dit maar baie nou gekorreleer is met die verwerking plaaslik of die verwerking en die produksie plaaslik, sien ons wel dat daar meer sonneblomolie invoere besig is om plaas te vind of wat die afgelope paar jaar plaasgevind het. As ons kyk na die sonneblompryse, hierso sal ons ook sien dieselfde bo is ons invoerpariteit, onder is ons uitvoerpariteit. Nou hierdie is 'n Europese oorsprong en dan is daar nog ander oorspronge ook wat nou 'n bietjie goedkoper oorspronge is wat die Swartsee oorsprong is. Maar as ons kyk hierso ook, daai blou lyntjie is ons afgeleide prys en ons uitvoerpariteit, ons sonneblom het naby aan 'n afgeleide prys verhandel, toe hy bietjie nader aan 'n uitvoerpariteit en hierdie is nou maar net een van die oorspronge, né? So ons moet in ag neem van die ander oorspronge is dalk bietjie goedkoper as die Europese Unie. En toe het ons gesien dat die afgelope tyd ons sonneblom goed herstel het. Nou as ons kyk hierso na die verwerking ook plaaslik, sien ons sonneblom verwerking het baie toegeneem en dit klink ook vir my as ek nou so 'n bietjie in die markte luister of al van die aanlegte is wat nou vir die volgende 3 tot 4 maande hulle sonneblomverwerking gaan uitbrei en dit is ook een van die aspekte wat ons plaaslike mark ondersteun. So daai afgeleide prys bly ook maar nog steeds vir ons indeksprys, so dit lyk wel of die sonneblommark ook vir die res van die seisoen nog redelik sterk kan verhandel gegee die plaas of die huidige fundamentele faktore. Dan in terme van die sorghummark, net so ter afsluiting, as ons kyk na die sorghum, dan sien ons ook die wêreldproduksie, verbruik en eindvoorraad. So daar was nogal 'n skerp daling, daar was ook 'n redelike wisselvalligheid in die wêreldproduksie, maar van 16-17 af na 17-18 toe was daar 'n skerp daling in die wêreldproduksie, maar dit het nou weer geleidelik bietjie begin toeneem. Die vraag na sorghum is ook redelik af. Dis ook maar een van die kleiner gewasse in die totale konteks en dan sien ons ook dat die eindvoorrade van sorghum internasionaal bietjie 'n opwaartse tendens volg die afgelope paar jaar met ons produksie wat hoër is as ons verbruik internasionaal. Hierdie is eintlik 'n baie groot bekommernis as ons kyk na sorghum en ons kyk na sy 12 maande skywende totaal van verbruik sedert 2010, dan sien ons daar's 'n baie skerp afwaartse tendens in die verbruik van sorghum. Daar's verskeie redes daarvoor, die produksie plaaslik het ook gedaal. Die verbruik, daar word baie minder sorghum en veevoere verbruik, maar dit is een van die goed waar daar ook 'n redelike groot fokus tans in Graan Suid-Afrika, maar ook in die breër bedryf is om te verseker dat ons bietjie kyk, hoe kan ons weer die sorghumverbruik aan die gang kry. So daar's 'n groot fokus op dit, daar's baie waardekettingstudies wat gedoen word, en dit is ook vir ons belangrik om hierdie gewas sy regte plek te gee in die in die plaaslike graanmandjie. Ons dink daar's baie spasie vir uitbreiding in sorghum, en daar word regtig baie gedoen tans om te kyk oor hoe kan ons die sorghummark bietjie meer stimuleer. Baie dankie, ek is nou redelik vinnig deur die goed, so ek weet nie of daar enige vrae is nie. As daar enige vrae is, dan kan ons dit hanteer of opmerkings, het julle dalk iets opgetel. Ek sien iets van my kollegas ook, Corneille en Roan en dalk Kageng, as julle dalk ook iets met ons wil deel, is julle baie welkom om dit so te doen. Ek sien nie dat daar enige vrae in die chat area is nie. As daar nie enige vrae is nie, asseblief julle, dankie dat julle ingeskakel het. Geniet die res van Nampo virtueel, kyk bietjie wat gaan aan daarso. Daar's baie interessante goed. En dit is eintlik 'n lekkerte om julle almal net deel van dit op hierdie platform ook te hê. Ons glo ons sal volgende jaar weer 'n volskaalse Nampo op Nampo Park tydens Mei maand kan hou. Bly veilig, bly gesond, sterkte met dit wat julle doen. Hou moed.
dit sal nie vir altyd so gaan nie. Die seisoen sal weer draai en dan sal dit weer beter gaan. Dankie julle.